tyd om 'n bietjie te gesels oor uitreë-anniteite en uitkeerpolisse, twee groot woorde wat groot belang het in ons almal se lewens. En Ronald King, hoof van openbare beleid en regulatoriese aangeleenthede van PSG Financial Services, kuier vanoggend by ons om ons meer te vertel. Ek is so bly jy gaan ons meer vertel want ek is 'n prentjie mens en jy moet maar vir my prentjies teken oor hierdie Nee, ek goed sien dit hoor. so pragtige hande het jy vanoggend nie geskep so nee, ek verstaan Hoorie, ons is kunstsinnig vandag. Ons doen beeldhouwerk, so jy moet nou maar ook vir ons 'n prentjie teken of 'n beeldjie maak. So die ding is, sê nou maar ek het 'n uitreë-anniteit, maar een van my vriende het 'n uitkeerpolis. Watter een gaan die beste opbrengs lewer? Watter een kies ek? Weet jy wat baie interessant is, en dit is so, ek hoor dit gereeld dat mense sê, maar hulle belê nie in uitreë-anniteite nie, want uitreë-anniteite gee nie vir jou 'n goeie opbrengs nie. 'n Uitreë-anniteit is die produk. Die produk, of uitkeerpolis is ook 'n produk. Die produk gee nie vir jou opbrengs nie. Die produk is net die dop waar binne jou belegging plaasvind. Binne in daai belegging moet jy nou kies watter bates jy in belê. En dit bepaal die opbrengs van jou produk. So as jy nou in kontant binne in daai produk belê het, dan gaan jy 'n sekere opbrengs kry. As jy in aandele binne in daai produk belê het, gaan jy 'n beter opbrengs oor die langer termyn kry. Miskien op die kort termyn 'n bietjie geld verloor, maar dit is baie belangrik. So dit is nie die produk wat vir jou opbrengs gee nie, dis die onderliggende bates waarin jy belê het. So as die aftreë-anniteit en die uittreepolis dan as produk nou nie die groei lewer nie, kan ek dan nie maar net direk in die onderliggende bates belê nie. Mens kan interessantheidshalwe, dit is moontlik om net direk binne in die onderliggende bates te belê. Maar daar's sekere belastingvoordele wat jy kry deur die produkte. So jy kry verskillende tipe produkte, die uitreë-anniteit, jy kry die uitkeerpolis, jy kry 'n delgingsfonds, jy kry 'n belastingvrye spaarplan. Elkeen van hulle het 'n verskillende manier waar belasting binne hulle betaal word. En dit is waar die groot voordeel dan aan die einde van die dag kom. So jy kies jou produk vir jou spesifieke behoeftes sodat die belasting aanpas by daardie behoeftes van jou. En dan maak jy jou keuse op die onderliggende bates en in sekere omstandighede kan jy direk in die onderliggende bates belê. So watter produk is nou die beste, Ronald? Jy sien, ek is 'n lawyer, so ek moet sê dit hang af. Ja. So, uitkeerpolis is 'n baie goeie produk om in te belê as jy byvoorbeeld 'n trust het, want die belasting binne 'n uitkeerpolis is baie minder as wat 'n trust sou betaal. Maar 'n uitkeerpolis se premies kan jy nie aftrek vir belastingdoeleindes nie. Dit kan jy weer doen met 'n uitreë-anniteit. So as jy 'n uitreë-anniteit uitneem, as ons nou gaan staan en kyk, ek sê altyd vir die mense, toe ek getroud het op ouderdom 25, het ek nie besef till death do us part beteken ek gaan vir 100 jaar getroud wees nie, jy weet. So as jy dit besef, dan besef jy gaan werk vir 30 jaar en jy gaan vir 40 jaar van daai geld moet lewe. So dan is 'n uitreë-anniteit die beste ding. Maar wanneer ek spaar vir 'n nuwe motor of vir 'n huis of so, is 'n uitkeerpolis dalk weer die beste ding vir die belasting en die termyn waarvoor daai produk bedoel is. So al twee. Sjoe. Maak Hang af. dit hang af, dit is belangrik. Eintlik behoort jy al twee in jou portefeulje te hê, korrek ja. So beide het voordele en beide sal op verskillende tye gebruik word. Korrek. Okay, nou goed. Nou maar wat van 'n belastingvrye spaarplan? Wanneer gebruik ek hierdie? So belastingvrye spaarplan is so iewers tussen die middel van 'n uitkeerpolis en 'n uitreë-anniteit. Jy kan nie die premies aftrek van belasting nie. So 'n uitreë-anniteit kan jy dit doen, maar met 'n belastingvrye spaarplan betaal jy glad nie belasting binne in die belegging, binne in die produk nie. Dis weer anders as die uitkeerpolis waar jy nog steeds belasting betaal. So hy's so lekker in die middel tussen die twee en hy's vir jou medium termyn spaar. So as ek nou begin spaar vir my kinders se universiteit wat so 15 jaar of 20 jaar in die toekoms is, dan is dit 'n baie lekker ding. Ek kan R3000 daartoe bydra per maand en dit groei dan nou sonder dat ek belasting betaal en wanneer ek dit oor 20 jaar of wanneer ek al nodig het, kan ek dit daar uittrek. Een van die kopsere met 'n belastingvrye spaarplan is dat wat jy uitgehaal het, kan jy nie weer terug insit. So mense wil dit nie vir kort termyn doen nie. Jy wil nie vandag geld insit en môre dit weer uithaal, vandag geld insit en weer môre uithaal nie. So vir jou middeltermyn spaar is dit 'n ideale produk om te hê. Maar hoe verskil dit nou van die uitreë-anniteit? So jou uitreë-anniteit is waar jy 'n sekere bedrag per maand binne in die produk sit. Daai premie kan jy aftrek van jou belasting in 'n jaar en die opbrengs binne in daai produk is ook belastingvry.
Maar wanneer jy uitbetaal eendag, wanneer jy aftree en jy kan eers die geld in die hande kry, as nou 'n bietjie reëls wat verander het, maar werk altyd wanneer jy met 'n uitreaniteit werk in jou kop met die feit dat jy kan nie hierdie geld raak voor ouderdom 55 nie. Wanneer jy dan trek, dan gaan jy daar belasting betaal. So jy kry nou baie meer belastingvoordele en jy betaal meer belasting aan die einde. Maar die meeste van ons, wanneer jy afgetree het minder inkomste as wanneer jy nou wanneer jy 'n salaris trek, so die belasting dan gaan baie minder wees as nou. So dis waar uitreaniteit. 'n Uitreaniteit is vir uittrede. Jy kan nie met hom spaar vir enigiets voor dan nie. Okay. So jou belastingvrye spaarplan, jy gesê so half 'n medium termyn waarvoor jy is. Die uitkeerpolis en aftreeaniteit, is dit albei eerder dan langtermyn? Jou uitkeerpolis is van 5 jaar af en verder. So hy is amper meer aan die korttermyn kant. Hier van 5 jaar af tot so by 20 jaar is hy 'n baie lekker produk. Maar as jy langer as dit moet spaar vir 'n ding, dan gaan jy baie meer voordele daai kry deur dit in 'n uitreaniteit te sit, want jou premies tot 'n uitkeerpolis kan jy nie aftrek van belasting nie. So jy kan sien, daar's oral hierdie fasette en dit is hoekom 'n finansiële beplanner op die einde van die dag is. So, want daar's 2 keuses wat elke keer gemaak moet word. 3. Hoeveel gaan ek spaar? Is seker die eerste en die belangrikste ene. En ons het al baie gesels oor hoe jy jouself moet sny om daai geld in die hande te kry. Dan die tweede, en dan moet jy weet hoekom jy dit wil spaar en wat jou doel daarvoor is. En dan kom die vraag in, okay, goed, watter van hierdie produkte gaan ek gebruik? En dan die tweede vraag is, as ek hierdie produk gekies het, wat is die bates wat ek binne in hierdie produk gaan gebruik om te belê? Ronald, jy het gesê mens kan direk dan in die onderliggende bates belê sonder om 'n produk te gebruik. Wanneer sal ek dit doen? Die groot voordeel van so 'n ding is, omdat jy nie 'n hierdie produk dop om hom het nie, is die geld onmiddellik beskikbaar wanneer jy direk in die onderliggende bates belê. So as ek aan belê, dan kan ek dit môre weer trek. In 'n direkte belegging in 'n effekte trust, alhoewel sommige mense sou sê dis ook 'n dop, jy belê daar in die onderliggende bate en jy kan binne 4 dae van wat jy die geld ingesit het, kan jy dit weer uittrek. So dit gee vir jou baie meer flexibility, dink ek nou, jy kan nou vir die dood nie aan die Afrikaanse woord dink jy, buigsaamheid. So dit is baie belangrik om so 'n produk ook te hê. Maar jou belasting op daai ding is alles belasbaar in jou eie hande. En as jy nou al reeds 'n klomp belasting iewers anders betaal, dan maak dit jou partykeer so bietjie seer. Jy kry belasting wat jy moet betaal op die verkeerde tyd. Gee vir my 'n voorbeeld van 'n onderliggende bate. So jou onderliggende bates is kontant, eiendom, skuldbriewe en aandele. Dis jou 4 hoofbates waarin jy kan belê. So moet jy in kontant belê, dis korttermyn. Moet jy in aandele belê, dis vir wanneer jy langer as 10 jaar gaan belê. Dit gaan vir jou baie beter opbrengs gee as kontant, maar in 1 jaar kan jy dalk tot 30% van jou geld verloor. So jy wil nie in 'n korttermyn in aandele belê nie. Nou, hoekom is al van November af, Januarie, Februarie so baie advertensies oor uitreaniteite gewoonlik en belastingvrye spaarplanne? En dis wanneer almal bonusse kry. Nee, ek het in Desember bonusse gekry want my kinders het nou al reeds vir my hulle wishlists begin lees. Hulle wenslysies, ja. So dit is nou nog al tyd nou vir 'n bonus. Nee, die groot rede is dat in 'n belastingjaar wat einde Februarie eindig, mag jy 'n sekere hoeveelheid bydra tot 'n belastingvrye spaarplan. Ek het net genoem R3,000 'n maand. So jy kan R36,000 'n jaar bydra, of as 'n maandelikse bedrag of as 'n enkel bedrag in 'n jaar. En daai termyn eindig einde Februarie. So as jy nog nie hier by Desember, Januarie, Februarie dit opgebruik het nie, dis hoekom die ouens vir jou sê, kom, maak gebruik van hierdie ding, want as jy dit nie gebruik het nie, het jy 'n tipe van verloor. Jy kan 'n maksimum van R500,000 oor jou lewe in 'n belastingvrye spaarplan sit. En soos ek gesê het, omdat jy geen belasting op daai produk betaal nie, is dit baie lekker om te hê. En dan jou uitreaniteit, daar kan jy 27,5% van jou salaris tot 'n maksimum van R350,000 bydra in 'n jaar tot einde Februarie toe. So weer eens, wanneer ons vir jou net probeer herinner hier in Desember, Januarie, Februarie, kyk 'n bietjie na jou uitreaniteite, kyk 'n bietjie na jou belastingvrye spaarplanne, is dit sodat jy jou maksimum belastingvoordele vir die jaar kan geniet op daai 2 produkte. Dankie Ronald, jy het baie mooi denkbeeldige beeltjies
vir my gemaak en prentjies vir my geteken. Ek verstaan dit nou baie beter. Dankie vir jou tyd. Groot plesier, was lekker om weer hier by julle te wees. As jy nog 'n vraag het vir Ronald en hy moet dalk vir jou 'n prentjie kom teken, stuur 'n e-pos aan ronald.king@psg.co.za. PSG sien die geheelbeeld. Jy geniet die voordeel. Geaffilieerdes van die PSG Financial Services Group, 'n gelisensieerde beheerende maatskappy, is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Dit is ronald.king@psg.co.za.